Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het neergestort. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op. En die huis op die rots staan vas. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën het neergestort. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op. En die huis op die sand val plat. Hallo, hallo Wimpie, hallo maatjies, hoe gaan met julle? Hallo maatjies. Hallo Dominee. Hallo maatjies. Dit gaan goed met ons, met Dominee? Nee, met my gaan ook baie goed hierdie week. Ons het laas week Pinkster gehad en hierdie week gaan ons verder met ons reeks oor vriendskap. Hoe vriende mekaar moet bystaan en oplig en hoe ons saam reis deur hierdie lewe. Want vriende is nogal belangrik, nou Wimpie, Ja, juffrou sê altyd jy moet jou maatjies mooi kies. Het julle goeie maatjies? Ons het, Maar ek het een maatjie wat so bietjie stout is. Is so, ons almal het ons Partymal is ons ook stout. Ja. Dit is so, ons almal het sulke maatjies wat baie keer moet jy maar mooi kyk, want dis juist waar ek vanaand met julle wil praat, want die Bybel sê kies om met wyse mense om te gaan, want wyse mense sal jou nader aan God laat beweeg. Hulle sal jou help om ook wys te wees. Maar yes, Ella? Wat is wysheid? Wysheid is wanneer ons vanuit God se teenwoordigheid leef. Wysheid is meer as kennis. Wysheid, ons dink altyd wysheid is om slim te wees, om baie boeke te lees of somme te doen of sulke goed. Maar dis meer as dit. Dis kennis. Wysheid is om te leer uit jou foute uit, ervarings uit. En weet jy, hulle sê, die Bybel sê vir ons ware wysheid begin om God te dien, om God 'n pad met God te stap, om vanuit sy teenwoordigheid, want dan begin jy die keuses maak in die lewe vanuit wat God van ons vra volgens sy Bybel. Sy Bybel sê vir ons wat 'n keuses om te maak. Wanneer jy kies om wat die regte ding is om te doen. Dankie, Wim. Jy kies wat die regte ding is. Die Bybel sê vir ons wat die regte ding is om te doen. En jy doen dit, die God help vir jou om dit te doen, en jy doen dit om God te verheerlik. As jy jou maatjie gaan klap, God wil nie ons met mekaar seermaak nie. So jy vereer nie God nie, jy bring nie heerlikheid aan sy koninkryk om iemand te slaan nie. As ons stout is, en ons breek ander mense se goed, ons gooi 'n venster, 'n klip deur 'n venster of iets. Ons kan mos nie sê, ons is koninkrykskinders, ons God se kinders van ons so stout is nie, want God wil nie van nie, ons moet so doen. God wil eerder hê ons moet goed heel maak, mooi maak, skoon maak, soos wat ons doen met Lagmokopani, waar die mense in die dorp, soos nou weer die trein skoon maak, partykeer ander plekke in die dorp heel maak. God wil hê ons moet sy skepping herstel en beter maak. So, ons moet vra, wat is die regte ding om te doen? En die regte ding leer ons uit die verlede uit ons gedrag, uit ons foute uit. Hoe kan ons dit beter maak? En ons vriende is veronderstel, jy moet mense kies wat jou kan help om die regte besluite te maak, tot eer van God. So wyse vriende is mense wat ook God aanbid en God dien. So dit is, as jy vriende het, wat nie op die regte plek of pad is nie, wat teenoorgestelde van jou keuses maak, kan ek jou waarborg, hulle gaan jou op die verkeerde pad doen. Want dis wat die Bybel vir ons sê, die versie sê so mooi, sê, maar wie met dwaase mense meng, word benadeel uit die wêreld. Hulle gaan, dit is nie tot jou voordeel nie, jy gaan beskadig word. Dominee, my mamma sê altyd, al sien ander mense jou nie, God sien Natuurlijk, nee, dit is so. Ek het 'n mooi storie wat ek daaroor wil deel met julle, né? Die storie gaan so, 'n seun en sy oupa loop eendag in die pad af. En terwyl hulle so stap, kom hulle, en daar's twee tuine weeskante van hierdie pad. Die eerste tuin is 'n tuin wat verskriklik netjies en mooi is. Mooi rye blomme, soos wat jy partykeer kry by wanneer jy by parke kom, en jy het byvoorbeeld, en daar was mooi vrugtebome, hulle is almal so pen en rye gepak, en hulle dra mooi vrugte. En die ander kantste tuin is onnet, daar's bossies, daar die heining lê sommer so plat, die bome staan sommer so oral geplant,
die vrot vrugte lê sommer so op die vloer. Man, dit lyk sommer net nie mooi nie, maar die mooi tuin lyk sommer of jy al wil wees, daar wil gaan loop, van die vrugte wil eet, dit is sommer mooi. Ek sal lekker in daai tuin gaan maal. Almal van ons. En hy vra toe vir sy oupa, maar hoekom lyk hierdie tuin so mooi? Hy sê, want die mense wat hier gewerk het mekaar gehelp, het mekaar bygestaan, hulle het vir mekaar raad gegee, hulle het gesê hoe dit moet gebeur, hulle het gesê wat is die plan waarvolgens hulle die tuin gaan uitlê, hulle het gesê wat kunsmis gebruik moet word, so hulle het saamgewerk met wysheid, en op die einde van die dag is hierdie tuin so pragtig geweest. Toe lyk die tuin seker so mooi soos ons kerktuin met hom jakkes so mooi. Is so, toe lyk hy soos die parkie en die tuin hier by die kerk. Die ander tuin wat chaos was, hy sê, weet julle hoekom lyk dit so, want dis mense wat nie mekaar bystaan nie, elkeen werk volgens sy eie plan, elkeen gaan aan op sy eie, hulle spot, hulle laag, hulle kom mekaar te na, hulle kyk wat 'n poetse kan hulle op mekaar bak, en dis, bossies uit die. hulle los alles net so, hulle trek niks bossies uit nie, en dis kom daai tuin sommer so nie mooi lyk nie, niemand wil eens daar kom nie, en hy funksioneer nie eens nie, dis sommer net 'n groot gemors. En toe sê die oupa vir hom, weet jy wat, so werk dit met jou vriende ook, jy moet mooi versigtig wees om jou vriende te kies. En die seun het sy oupa so gekyk, en die oupa sê, kom ek wys jou. En hy gaan tel een van daai mooi appels op, en hy gaan tel 'n vrot appel op, en hy sit die 2 appels in 'n sakkie, en 'n paar dae later, toe is die mooi appel ook vrot. Ag nee. Hy sê dit werk so. Hy sê, een vrot appel kan 'n hele boks appels vrot maak. Een vrot appel, hy sê jy moet versigtig wees wie jou vriende is, wat jy mee jou kies, want hulle kan jou hele lewe vir jou vernietig. Maar as jy wyse vriende kies, wat ook soos jy God dien, God aanbid, jy op die regte pad bring, dan kom jy uit by God se koninkryk. Dan is dit soos die mooi tuine wat ingerig word. Dan gaan jy die vrug pluk van op die einde van die dag die keuses wat jy maak in hierdie lewe. En daarom moet 'n mens baie keer as jou maatjies nie soet is nie of nie die regte keuses maak nie, moet ons hulle vertel van God. Ons moet vir hulle vertel wat ware wysheid is. En as hulle aanhou doen, moet 'n mens baie keer vra, moet ek nog met hulle maatjies wees, want jy het hulle probeer help, maar hulle wil nie hoor nie. So, 'n mens kan vir 'n maatjie sê, nee, dis nie die regte ding om nou te doen. Jy moet dit is nie kan nie. Ons moet ons maats help. Ons moet vir hulle sê dit wat hulle mee besig, want dis wat wysheid is. Ons moet optree en vir mekaar die regte ding wys. En as ons dit nie doen nie, dan doen ons ook nie wat God van ons vra nie. So as 'n maatjie stout is, moet jy kan opsê en sê dis nie wat die Here van ons vra nie. Ons is koninkrykskinders. Ons doen die regte ding. Ja. En dominee, hoe meer ons Bybel lees elke dag, sal ons seker ook wyser word. Jo, dit is presies so. Ons kry ons wysheid by God onder die leiding van die Heilige Gees. Ons lees ons Bybel, ons bid, ons luister na mekaar, ons gaan ook na ons ouers toe, ons gaan na ouer mense toe en na ons vriende toe. En deur hulle sal God vir ons wys, maar jy maak die Bybel oop en kyk wat God se wil is, definitief. Kan ek vir ons bid? Dat die Here vir ons sal help met ons vriende, maar ook die belangrikste, dat ons 'n wyse vriend vir ons maatjies sal wees, né? Kom ons bid saam. Here, hierdie week wat vir ons gaan voorlê, is daar soveel geleenthede wat ons die regte ding moet doen. Daardie momente wat ons sê, maar het ons wysheid. En wysheid begin om met God te dien. Dit beteken, ek kom sing God se, hoe goed is God, ek kom lees Bybel, ek bid saam met maats, en ek help hulle op die regte pad. Maar ek moet ook vriende kies wat saam met my God aanbid. En as maat stout is, dan moet ek nie saam met hulle stout wees nie. Ek moet kies om eerder te doen wat God van my vra. Want dit mag baie keer wees dat daai maats ons aftrek en mense gou kan sê ons is verkeerde kinders, ons is op die verkeerde pad. Help vir ons dat ons die regte keuses sal maak en dat ons ook die moed sal hê om die regte besluite te maak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Wimpie, Ella, sien mekaar weer volgende week. Dit sal lekker wees. Maatjies, onthou, kies die regte maats. Tata maatjies, tata dominee. Totsiens maats, totsiens dominee. Bye julle. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots en die reën het neergestort. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op.
dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand en die reën het neergestort. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op. Die reën stort neer en die vloed stoot op en die huis op die sand val.